Asem is die brug van wakker na slaap. Asem is ook wat van die stof 'n lewende mens gemaak het, 'n wese. My vriendin se meisiekind Katrein, wat soos my eie voel, wil graag haar slaapkamer oordoen hierdie vakansie. Sy raak nou 11 en sy wil nou die poppe en al die dogtertjie goed vervang met iets meer volwasse. En toe ek haar eergister vra wat die vibe is wat sy nou in gedagte het, toe sê sy, mens moet instap, en sy vat so diepste asem in, en dan relief. Dis die estetika wat sy in gedagte het vir haar slaapkamer. Verligting, rus, uitasem. En as jy sou weet dat sy in haar kort lewe aldeer intense verlies moes werk met die dood van haar ouses 'n paar jaar terug. En dat sy soms sukkel om aan die slaap te raak, maak dit seker dan sin dat sy nie Taylor Swift aesthetic gekies het, of cervical, of whatever the trend may be nie. 'n plek waar mens kan asemhaal. So asof sy weet, dis die asem wat 'n mens na die slaap toe vat. Nie die wil om te slaap of om skape te tel nie. Asem is die brug van wakker na slaap. Asem is ook wat van die stof 'n lewende mens gemaak het, 'n wese. Ek self het ook as kind en nog as student 'n love-hate relationship met slaap gehad. Ek kon nie die punt daarvan insien nie. Ek het net myself oortuig om te gaan slaap, omdat ek geweet het, dit maak die nag korter, en dan kan die dag weer begin, sodat ek weer kan begin operate en dinge doen. Toe ons die gedig gedoen het, wat is die slaap, 'n wondersoete ding, het ek my oë gerol vir die F. Malherbe. Ek kon dit nie verstaan nie. En tog het ek geen probleem gehad om oral aan die slaap te kon raak nie. In die klas, in die clubs, onder 'n tafel, sommer by enige iemand op hulle banke. Ek het 'n paar jaar die Narcolepsie Award gewen by ons informele prysuitdeling by die drama departement, omdat ek so aan die slaap kon raak. Wat uiteraard vir my moes sê, my liggaam het dit nodig, en ek het dit later begin besef, maar steeds net as 'n stuk gereedskap of 'n funksionele daad beskou. Dit staan in diens van my dag, van my wakker lewe. Toe ek 'n ma word, het my verhouding met slaap drasties verander. Ek het dit begin beskou as 'n kommoditeit, 'n skaars een. Ek het so die ure begin tel in angs van hoeveel ure kan ek inkry. En dis nie net ouerskap, dink ek, wat dit aan jou doen nie. Dis die wete dat jy vir iets meer as jouself verantwoordelik is die volgende dag. Dat jy nie net meer kan leef as if there's no tomorrow nie. Want as daar 'n môre is, dan is daar mense wat van jou afhanklik is. En ook, omdat 'n mens hoe ouer jy word, al hoe meer aan jou liggaam kan ervaar, dat ek nie meer 5 nagte kan deurdruk nie. Ek kan nie meer all-nighters spoel nie, want soos iemand gesê het, fatigue makes cowards of us all. Uitputting verskraal ons moed. Dit maak van ons pabroekige mense. Ek was regtig nou eers bietjie dag oud. Dit voel vir my soos nou die dag, dat my oë begin oopgaan het vir die wonderwerk van om jou oë te kan toemaak. Dat dit nie net 'n noodsaaklikheid is, of 'n stuk gereedskap, of 'n kommoditeit nie, maar
'n geloofsoefening, 'n geskenk, vir slaap as wondersoete ding. En ek ken die bekende vers uit Psalm 127, hy gee dit vir sy bemindes in hulle slaap. En ons almal weet hoe iets wat soos 'n eislike probleem lyk, na 'n goeie nagrus of 'n powernap, krimp, asof getoer. En meeste van ons het ook al eerstehands ervaar, hoe een kind al die hekke van die hel kan oopgooi, en na 'n uur se slaap lyk soos die Here se sagste lammetjie. Ek wou nie sulke argaïese metafore gebruik het nie, maar 'n mens raak nogal pentekostal, mens raak nogal pinksterig met 'n tantrum. En die konteks van hierdie psalm, van Psalm 127, gaan natuurlik oor veel meer as probleemoplossing, of vir watter ook al funksie ons dit wil inspan, of vloermoere. Dit word die Nisi Dominus Frustra psalm genoem. Nisi Dominus, sonder God, en dan frustra, alles te vergeefs. Jy kan sommer hoor, 'n deel van daai wortelwoord is ook frustrasie en al daai goed. Dit is te vergeefs. Sonder God, alles te vergeefs. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. En interessant genoeg kan die Hebreëus dubbelsinnig wees, en dit kan op twee maniere gelees word. God voorsien aan sy geliefde terwyl hy slaap, soos wat ons dit in die Afrikaans lees. Hy werk selfs wanneer ons rus, nie werk nie, en God gee slaap aan sy geliefde. Party vertaling sê, net so goed gee hy aan sy beminde die slaap. 'n geskenk van innerlike rus en vrede. Iemand het hierdie twee verse van die Psalm so interpreteer vir ons tyd. Unless we see God in each other, in vain does our household exist. Unless we want friends more than walls, in vain do we watch out for foes. Unless we change suffering for love, in vain do we work for our bread. En dit is my mooi hierdie laaste deel. As ons nie lyding gaan oorgee aan liefde nie, asof dit is wat ook in die slaap gebeur. En iemand het gesê, die woord Shina in die Hebreëus wat vir slaap gebruik word, is eintlik, daar mag dalk 'n spelfoutjie ingetree het, en die woord kon dan beteken het om te verander. Hierdie staat van vernuwing, van herstel, van herskepping, dis eintlik wat ons nodig het. Unless we change suffering to love, in vain do we work for our bread. Die goed wat ons wakker hou in die nag. En ek dink as mens gaan diep krap en tot op die bodem van dit alles kom, het dit alles te maak met die ontoereikendheid van die mens se strewe en moeite. Dat ons wiskunde nie kan klop met dat output en input nie altyd dieselfde is nie. Dat hoe hard ons ook al probeer, hoe goed ons intensies ook al is, hoe ambisieus ons ook al is, dat ons nie in beheer van die lewe en ons eie lewe is nie. En juist dit is die einste ding wat ons in die nag met vrede kan gaan laat slaap. Hierdie
ortodokse rabbi het dit so geskryf, hy het gesê, an ordinary person, once he becomes aware of this inadequacy of all human endeavor, will worry without cease. He will be driven to overtax his energies. He will lose rest and sleep, and he will be unable to enjoy the very bread he eats. But it is through the same knowledge of inadequacy of all human effort that he who is aware of God's tender love, of his friendship, as it were, will acquire that serenity which will enable him to sleep in peace. Ek het so tyd terug 'n podcast geluister, en intussen weer en weer geluister en die boek gekoop, Rest is Resistance, en die skrywer en die gas op die podcast was Tricia Hersey, en sy staan bekend as die nap bishop, die slapie biskop. Maar sy spot en sê mense dink hulle kom by haar retreats en by haar workshops en dan by haar preke aan, en dit gaan alles oor rus en slapies, en as hulle daar aankom sê sy, hier's jou kussing en hier's jou vlam. Rus, sodat die siek sisteme wat ons liggame as stukke gereedskap in diens van onderdrukking en kapitalisme en wit oppergesag wat geskoei is op slawerny gebruik, afgebrand kan word. Sy maak 'n saak uit daarvoor dat ons liggame tempels in diens van bevryding is. Rus is 'n sakrament, die manier om God kans te gee om die wêreld te red. Die gedeelte wat ons verlede week ook gebruik het van in Romeine 12, in die Message vertaling sê, embracing what God does for you is the best thing you can do for him. En watter beter oefening, watter beter oorgawe as slaap. Rus is protes teen die grind culture wat mense as masjiene inspan en ons goddelikheid, of dan ons diepste menswees, ons reggeskapenheid steel. Slaap is nie luiheid nie, dis vertroue. Slaap is die fasiliteerder van vergifnis, van nuwe verbeeldingskrag, van moed, van perspektief, van onderskeiding, van ontdekkings, van uitvindings, van genade, van genesing. Slaap is opstand en opstanding. Wanneer God van redding praat in die woord, lyk dit asof daar 'n punt gemaak word om rus in dieselfde asem te noem. I'll refresh tired bodies. Find rest for your souls in Matteus 11. En in Psalm 23, hy laat my neerlê in groen weivelde. Wat 'n vreemde antwoord op die vallei van doodskade. Hoekom laat hy my nie opstyg of bekragtig om te veg nie? Maar God se antwoord is onapologetiese sorg vir die liggaam. Die diepste, doch mees verwaarloosde van behoeftes. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En die message sê, kom ervaar die ongeforseerde ritmes van genade. En dis baie keer ook die kerk se uitnodiging. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En tog, wanneer mense ingenooi word, kom ons sê dit maar, in kerke, word rus dikwels verminder as 'n binnetoestand, wat jy op jou eie moet verkry, terwyl jy jou liggaam uitbrand in diens van die Here. Tired but wired, versus in terugkeer en rus lê julle heil. Bely jou sondes, okay, fair enough, maar miskien word ek elke keer bietjie vir bietjie gered, as ek my oë sluit. Eduardo Galeano, ek weet nie of ek dit reg sê nie, het gesê, the church says
the body is a sin. Science says the body is a machine. Advertising says the body is a business. The body says, I am a fiesta. 'n fiesta, 'n fees. En dit kon net sowel 'n siesta gewees het. Rus is nie die beloning vir ons bevryding, of eendag vir ons ou dag, wat ons baie keer gelykstel aan bevryding nie. Dis nie iets wat vir ons beskore is, as ons eendag vry is nie. Dit is die pad wat ons bevry. Rus wat soos 'n risiko voel, vir almal wat ongelooflik baie rekenings het om te betaal, wat 3 of 4 werke het, en dan snaaks genoeg, en soos die paradoks dit wil hê, ons herstel bring. Dit wat soos 'n risiko voel, bring die herstel. Ons slaap en ons word nuut gemaak. Ons selle begin 'n heilige ritme van herstel en oorgawe. En natuurlik, wanneer ons wakker word, is ons meer heel, minder ontsteek, meer bewus. En slaap ons ook dat ons kan droom. 'n balsem gemaak van misterie. En ek, altyd as by NVA het ons met 'n droomgroep gehad vir lank ook, en ek het altyd weggeskrim daarvan, want ek sê, ek kan nie my drome onthou nie. En ek weet nou, dis omdat ek nooit my slaap, ek het altyd gedink, is nou maar net die derde van my lewe wat ek moet verbykry, sodat ek kan wakker wees. Ek het dit nooit gelyk gestel, en aan my wakker lewe nie, dat in slaap God meer kan doen, baie keer, as wanneer ek en my ego en my verstand en my strewes en my ambisies in die pad staan, terwyl ek wakker is. Ons raak so behep met die taal van hoe God ons kan gebruik, dat ons nooit stil word om onsself af te vra, wat as God my nie altyd wil gebruik nie, maar net met my wil wees. Ons het vervreemd geraak van hierdie idee, omdat soveel van ons konsep van 'n roeping geskoei is op die oortuiging dat ons primêre verhouding met God een van transaksie is. Ek doen dit, dan doen God dit. En God staan dit teen. Laat staan en weet dat ek God is, my eie interpretasie, gaan lê en weet dat ek God is. Cole Arthur Riley skryf nou vir my lewensveranderende boek, This Here Flesh. Mense dink die Sabbat is verouderd. Sy sê, ek dink dit gaan ons red van onsself. Wanneer God die Israeliete beveel om rus te beoefen, gebruik hy die herinnering van hulle ballingskap om hulle wakker te maak vir wat kan wees. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Daarom. Omdat jy bevry is, moet jy die Sabbatdag behou. Nie net sodat jy bevry kan word nie, dit ook, maar omdat jy bevry is uit die land van slawerny, moet jy die Sabbatdag hou. In ons kultuur en in hierdie zeitgeist waarin ons leef, is rus en slaap eintlik 'n goeie slaap, is 'n daad van verset. En dit kan nie gebou word op apologie nie. Wanneer my huishulp hierso is, en sy ken my deur en deur, sy is meer as 'n hulp, sy bestuur eintlik die hele huishouding. As ek altyd so half, ek wil nie nou in die middag gaan lê nie, en dan as ek gaan lê, dan wil ek eers vir haar sê, maar ek het baie vroeg opgestaan, ek het 4 uur opgestaan, of ek het 3 uur wakker geword, wat ook al. Rus kan nie gebou word op apologie nie. Dis die vermetelheid om die vereistes van die wêreld in die gesig te staar en aan te kondig, ons sal nie besit word nie. Ons is uit die land van slawerny bevry.
Ons sal nie terugkeer na die boeie wat ons vasgehou het nie. Ons behoort nie aan die katakombes, aan die ondergrondse begrafplase van rusteloosheid en struikelend van dood na dood nie. Ons sal nie dood gevind word in hierdie lewe nie. Tog giftig, hoe diep die kapitalisme se slagspreuk in ons is. Ek sal slaap as ek dood is. Wat van as ons dit omkeer? Ek sal doodgaan as ek slaap. Ek sal ten minste een keer 'n dag oorgee. God vertrou om te werk terwyl ek rus. Oefen om te laat gaan. My strewes, my ego, my ambisies, my vrese. Om my vrese te laat sterf. Anders gaan niks, behalwe miskien my verkeerde voet uit die bed uit opstaan nie. Hierdie uitnodiging om te slaap is nie vir eendag as ons afgeleef is nie. Dis vir nou. Dit kan jou lewe red. En dis daar juis om jou lewe te red. En die van die mense om jou. Dis nie 'n klein individuele saligmaker nie, dis politiese werk. Ons kan nie uitgeput wees en die sluiers oor ons oë wegskeer nie. Ons sal moet kies. As ons uitgeput is ons lafhartig, word ons drome gesteel, het ons geen toegang tot nuwe verbeeldingskrag nie. Is ons verdoof, kan ons nie verbande trek nie. Dis toksies. En dit hou die sisteme wat die meeste van ons wat hier kyk en saam is op materiële vlak vet maak, maar in ons siel 'n maar te bring. Dit hou daai sisteme aan die gang en eintlik is daar 'n Katrein in elkeen van ons. Ons het almal nodig om ten minste een keer 'n dag by ons versorger te hoor. Toe maar. Uitasem, verligting. Soos Ingrid Jonker haar seker eintlik haarself probeer sis het, toe sy haar dogtertjie aan die slaap gemaak het. Sy naam is sy naam is slaap. Meneer vergeet uit die land van vaak. Sy naam is toe maar. Hy eet my lam, toe maar. Die donker man. As jy jouself 'n guns wil doen, nadat jy 'n klein slaapie gaan vang het, na hierdie lang asem van my, gaan lees gerus die essay Sleep deur David Whyte. Ek het 'n deel daarvan op die web ook gesit as deel van die blog. Hy sê dit beter as wat ek ooit kan, en dit mag jou dalk net inspireer om slaap in 'n heel ander lig te beskou en om belangrike vrae oor hoe jy slaap sien en hoe jy rus beskou te vra. Wat was jou ouers of jou voogdes se ingesteldheid tot rus en hoe het dit jou gevorm in weerstand tot of belyning met rus as 'n geskenk, as vertroue? Wat is op die spel as jy rus bo uitputting kies? Hoe dra ek by tot die uitputting van die wêreld? Wie in jou lewe verwens jy eintlik daarvoor dat hulle goed kan rus? Dat hulle middagslaapies kan vat? Wat verhinder jou om goeie rus te kry? Jou eet en drink gewoontes, jou konstante beskikbaarheid op jou foon. En wat is jou verhouding met slaap in hierdie seisoen? Gaan lees gerus David Whyte se essay. Kom ons maak ons oë toe en ons bid hierdie gebed van Carl Arthur Riley wat ek vry vertaal het saam. Vir wanneer rus soos 'n risiko voel. Uitgeruste God, ons begeer meer as 'n lewe van uitputting. Dat U helende ritmes van rus in ons gedagtes en liggame ingeweef het, herinner ons daaraan dat ons daaglikse vernuwing nodig het.
Weerhou ons daarvan om verskoning te maak vir ons eie genesing. Dat ons sal weet, dat wanneer ons 'n pouse neem of rus, ons besig is om nie net ons eie liggame te herstel nie, maar die toestand van 'n wêreld wat gevange gehou word deur gierigheid en nuttigheid. Ons is moeg van 'n samelewing wat ons beskou as meer masjien as mens, meer produk as siel. Die vrees dat ons nie sal oorleef as ons die dood werk nie, agtervolg ons dag na dag. Bevry ons van die uitgehongerde sosio-ekonomiese strukture wat van die armes en weerloses vereis om hulle eie rus te offer op die altaar van oorlewing en onderdrukking. Beskerm ons van vrees, soos ons rus in U, asemhaal saam met U. Herinner ons dat die skoonheid en paradoks van ons menswees opgesluit lê daarin, dat ons oë sluit om te mag sien. Laat dit so wees. Amen. Baie dankie vir almal wat elke week gee, ook finansiëel en tyd, om hierdie online forum aan die gang te hou. Jy kan soos elke Sondag weer so maak deur die SnapScan kode of die bankbesonderhede op die webwerf. Laat staan, gaan lê en weet dat hy goed is. Mooi week vir jou.